Goeienaand almal. Baie welkom in die erediens vanaand. Dit is lekker om weer 'n oujaarsdiens te hê. Ek dink nie ons het verlede jaar eene gehad nie. So vanaand gaan ons 'n bietjie tyd spandeer om te reflekteer op die jaar wat verby is. Sondag sal ons weer kyk vorentoe na volgende jaar, maar ons gaan vanaand so 'n paar oomblikke stil staan by die jaar wat verby is. Ons kan dink aan 'n paar groot wêreldgebeure wat 'n impak direk of indirek op ons elkeen gehad het. Ons dink meer onlangse gebeure, die G20 wat hierso vir die eerste keer op die Afrika kontinent gehou is. Ons kan dink aan klimaatgebeure wêreldwyd, siklone, oorstromings, bosbrande. Al hierdie goeders het 'n geweldige groot ekonomiese en fisiese effek op baie van ons gehad en selfs in Suid-Afrika die reëns wat gekom het in die Oos-Kaap wat verskriklike oorstromings veroorsaak het. Ons dink aan wêreldgebeure, dinge soos konflikte, soos oorloë, Sudan, Rusland, Oekraïne, die Midde-Ooste. Al hierdie gevegte wat nog aangaan en wat 'n impak dit op ons het. En dan is daar ook goeie goeders wat gebeur het. Daarso is slegte goeders wat gebeur het. Party van hierdie dinge het 'n mindere impak op elkeen van ons dalk direk gehad, maar party van hierdie dinge het 'n geweldige impak op ons gehad. So dit is hoekom ons ook vanaand vir 'n rukkie net stil word en reflekteer. Daar's so 'n paar punte wat jy gerus aan kan dink, wat ons net 'n bietjie tot verhaal bring oor waar ons op hierdie oomblik staan. Hier is so op die drempel van 'n nuwe jaar wat ons kan terugkyk. En dan baie belangrik nou die vraag vir ons vra, maar ook aan die einde van die diens die vraag vir onsself vra, behalwe vir wat is die beste ding wat die afgelope jaar met jou gebeur het? Wat is die mees uitdagendste ding wat die afgelope jaar met jou gebeur het? Watter onverwagte vreugdes was daar en watter onverwagte hindernis of seer of teleurstelling was daar? So wanneer ons bietjie dink aan hierdie goeders veral in ons eie lewens, kan ons ook nog ietsie byvoeg. Waar het ek die Here se teenwoordigheid raak gesien in al hierdie dinge? In die goeie wat met my gebeur het, die slegte wat met my gebeur het, dit wat in die wêreld gebeur het, waar het ek die Here se hand gesien? Waar het ek werklik beleef dat hy my beweeg? Waar het ek beleef dat hy werklik teenwoordig was? So kom ons vat net so op die vooraand van 'n nuwe jaar 'n paar oomblikke net om te dink in stilte en dalk ook met die Here te gesels oor hierdie dinge wat met ons gebeur het. So ek gaan so 'n paar minute van stilte gee. Jy kan gebruik vir gebed of net nadenke. Kom ons raak net bewus van waar ons nou is. Gewone dinge word heilig as God aanwesig is. As God in 'n doringbos is, moet Moses sy skoene uittrek. As God hom in die aandwindjie openbaar, moet Moses sy gesig wegdraai, anders sal hy verteer word deur God se teenwoordigheid. Die ou baksteengebou waarin ons nou sit, word heilige grond, omdat God hier is. Dan word die deel van die kerkbank waarop jy sit heilig, want God is hier naby jou. Genade en vrede vir elkeen van julle van God ons Vader, Jesus ons Here en die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing kom vanaand uit Jesaja 7 uit.
en ons lees vanaf vers 10 tot vers 17. Nou eers 'n bietjie agtergrond oor hierdie gedeelte van Jesaja. Die Arameese en Israelitiese konings wil vir Jerusalem, dit wil sê in Juda, aanval in die tyd van koning Agas. En nou moet ons onthou dat Israel bestaan het uit 2 ryke en Agas maak dan planne om homself te verdedig, Jerusalem te verdedig teen hierdie mense wat hulle wil aanval deur in 'n alliansie met Assirië te gaan. En God stuur dan vir Jesaja na Agas toe met die boodskap, koning Agas toe. En God se boodskap vir Agas is: moenie bang wees nie, vertrou net op my. En dan gaan God verder in vers 10 en dan sê hy: verder het die Here gesê, jy moet ook nog vir Agas sê, vra van die Here jou God 'n teken, enige iets, diep uit die doderyk of uit die hoogtes daarbo. So God gee nie net hierdie belofte aan Agas dat hy net op hom moet vertrou, eerder as enige iets of iemand anders te nie, en dinge gaan vir hom uitwerk nie. Hy sê, maar sê vir Agas, koning Agas, hy kan vir enige teken vra van my af en ek sal dit vir hom gee. Is dit nie 'n fantastiese aanbod nie? Gewoonlik sê God, mense moenie vir tekens vra nie, maar hulle moet eerder vertrou. Maar hierso sê hy vir Agas, vra my enige iets. Nou wonder ek hoe sou ons reageer het. En dan sien ons hoe Agas reageer. Maar Agas het geantwoord, ek sal niks van u vra nie, ek sal die Here nie tart nie. So hy maak eintlik asof hy 'n baie mooi antwoord gee, asof hy nie die Here wil tart nie. Maar eintlik is dit 'n verskanste ongeloof. Hy wil nie op God vertrou nie. Hy wil nie hierdie aanbod van God aanvaar nie. Hy wil eerder vertrou op sy eie planne wat hy gemaak het met die Assiriërs, want hy dink dit is eerder die pad om te gaan. Hy wil nie 'n teken hê nie. Hy wil net sy eie ding doen. En toe sê Jesaja, luister geslag van Dawid, is dit vir julle nie genoeg om mense te vermoei nie, dat julle nou ook my God moet vermoei. Die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee. 'n Jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Hy sal net dik melk en honing hê om te eet, totdat hy weet wat om te verwerp, wat verkeerd is, en te kies wat goed is. Maar voordat die seentjie weet om die verkeerde te verwerp en die goeie te kies, sal die lande van die 2 konings vir wie jy bang is, verwoes lê. Wat jou volk en jou familie betref, die Here sal 'n tyd oor julle laat kom, soos daar nie was, sedert die dae van Efraim toe Juda af weggebreek het nie. Dit sal gebeur deur die koning van Assirië. So hierso sien ons dan dat die Here ook op gelyke tyd 'n belofte en 'n oordeel oor hulle dan uitspreek. Maar nietemin, ek hoor 'n storie van iemand met die naam Rachel Swanson, en sy het dit geskryf. En sy vertel van familielede wat oor 'n Kersperiode saam gekuier het, en hoe heerlik hulle aan tafel saam gekuier het. En hoe hulle hierdie vakansie gelag en gesels en gespeel en geëet het, en tydens een ete begin hulle gesels oor mense wat sê dat God met hulle praat. En hierdie mense sê dat hulle blykbaar die Here se stem so helder hoor. En hulle sê vir mekaar, maar hulle sukkel partykeer om sulke mense te glo, omdat die mense se optrede wat blykbaar nou vir God hoor, so anderste is as die optrede wat die Swansons, hierdie gesinnetjie of hierdie familie in die Bybel sien, en wat hulle van God uit die Bybel uit hoor. En hulle gesels oor hoe mense dikwels hierdie sogenaamde woorde van God gebruik om vreeslike dinge te doen en te regverdig. En Rachel Swanson se broer sê toe blykbaar op 'n stadium, "It's like here I am,
begging God for scraps, and meanwhile the crazies are hearing him in full sentences. Dit is asof ons God soebat vir stukkies oorskiet kos en intussen hoor die malles dit in God se woord in vol sinne. Maar dit laat 'n mens wonder, sal dit nie fantasties wees om God se stem so helder te hoor nie? In vol sinne. Geen dubbelsinnigheid, geen interpretasie wat nodig is nie. Dat God vir ons ook kan tekens gee, soos wat hy vir Agas beloof het. Helder en duidelik. Want dit wil soek ons tekens van God se beloftes, van God se teenwoordigheid, van God se liefde. En hierso lees ons nou vanaand dat Agas sommer vir die Here nee dankie sê vir hierdie tekens. Hierdie tekens, hierdie scraps wat ons eintlik voorvra. God se teenwoordigheid word beleef waar mense verander word. Waar harte sag word, waar vergifnis moontlik word, waar nuwe hoop ontstaan. Dit is waar ons God se nabyheid kan aanvaar. Dit is waar ons sy stem kan hoor. Dit is waar ons 'n teken van liefde kan sien. Ek sal my gees in julle gee, sê Esegiel 36. Elke daad van geloof, elke daad van bekering en 'n nuwe begin is 'n teken dat God besig is om te werk. Dat hy ons nie gelos het nie, maar dat hy besig is. Ons sien God sy teenwoordigheid in liefde en ontferming in 'n wêreld vol van pyn. Want ons lewe in 'n wêreld vol van pyn, maar daar waar mense na mekaar omsien en armes help en onreg aanspreek en vrede nastreef, daar voel ons die Here tasbaar aan ons eie lyf, in ons eie harte. 1 Johannes sê vir ons, waar liefde is, daar is God. Dit is 'n teken van sy teenwoordigheid in ons wêreld. Selfs klein dade van goedheid is spore van God se teenwoordigheid in ons lewens. Ons sien God se teenwoordigheid daar waar hoop nie uitgewis word nie, ten spyte van oorloë en rampe en geweld. Mense trou nog steeds, kinders word gebore, mense bid en mense sing. Daarso waar hoop nie doodgaan nie, daarso is God teenwoordig. Daardie hardnekkige hoop is nie 'n naïewe hoop nie, dit is 'n teken van God se volgehoue teenwoordigheid in ons lewens. Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie, sê Johannes 1 vers 5. Daarso waar die lig deurbreek, ten spyte van swaar kry, daarso is God teenwoordig. En dit bring ons by die volgende een, dat God juis teenwoordig is in ons lyding. Die Bybel sê nie dat God ons net voorspoed gaan gee nie. Matteus 25 sê juis vir ons, ek was honger, ek was siek, ek was 'n gevangene. En julle het my gevoed, geklee en vir my kom kuier. Daarso waar ons pyn en lyding het, identifiseer God homself met ons. God identifiseer homself met die lydendes. Hy het medelee in lyding en God is reeds daar. So daar ervaar ons 'n teken van God se teenwoordigheid. Ons moet net kyk. En dan met gebed en aanbidding, waar mense bid, selfs twyfelend en gebroken, is die Here alreeds aanwesig. Psalm 145 sê, die Here is naby almal wat hom aanroep. God se teenwoordigheid is daar waar ons hom aanbid, waar ons voorbidding doen. Die feit dat mense nog steeds na God roep, wys dat die verhouding tussen God en mens nie gebreek is nie. Dit gee vir ons nuwe hoop. Ons kan dit daarso sien.
En dan natuurlik, die Here se teenwoordigheid is by sy kerk. Daar waar sakramente gevier word, daar waar mense saam dra aan mekaar, daar waar daar getuig word oor die Here. Matteus 18 sê, waar 2 of 3 in my naam by mekaar is, daar is ek by hulle. So die Here beloof ook sy teenwoordigheid, hier waar ons as gemeente sit, hier waar ons elke Sondag as gemeente by mekaar kom, daar waar ons diensbaar is, daar waar ons mekaar ondersteun. God se teenwoordigheid is nie net hier en nou nie, maar is ook gerig vir wat kom. Openbaring sê vir ons, kyk, ek maak alles nuut. Die verwagting van herstel en 'n beter wêreld is daarso, veral vir ons as Christene. Want God beloof dit. Dit is iets waarna ons uitsien. So ons sien God se teenwoordigheid nie altyd in magtige wonderwerke nie, maar dikwels in dinge soos liefde en volharding en vergifnis en hoop en geloof te midde van pyn. So God is nie afwesig nie. Hy is teenwoordig op 'n kruiswyse, dikwels stil, dikwels verborge, maar baie, baie werklik. So God is by ons, hier en nou. En hierso waar ons vanaand dan op die drempel staan tussen 2 jare, agter lê om vir ons 'n jaar vol teenstrydighede dalk, 'n wêreld met oorlog en verdeeldheid, 'n land met pyn en rampe en onsekerheid. En ons het dalk vrae oor die toekoms. Ons het in 2025 gesien hoe die wêreld se kragte bots, ekonomieë wankel, hoe mense van Suid-Afrika maar steeds sukkel met armoede en geweld en onreg. En tog het ons ook iets anders te gesien. Ons het gesien hoe mense help waar dit oorstroom het. Ons het gesien hoe gemeenskappe saam staan. Ons het gesien hoe hoop bly leef selfs waar dit onlogies lyk. Mense is in ons eie gemeente gedoop, belydenis afgelê. Elke Sondag is daar die teenwoordigheid, die teken van teenwoordigheid, ook hierso waar ons aanbid en bid vir mekaar. En dit bring by ons eintlike geloofswaarheid tuis. God was nie afwesig enigstens in 2025 nie. Nie omdat alles goed gegaan het nie, maar omdat God by ons gebly het in die middel van alles. Die Here is naby almal wat hom aanroep. En die Bybel beloof ons nie 'n pynlose wêreld nie, maar die Bybel beloof vir ons 'n teenwoordige God. Ons moet die tekens net raak sien. Ons Bybel beloof vir ons 'n God wat nie net van bo af kyk nie, maar in Christus saam met ons stap. Dit wat ons nou gevier het met Kersfees, deur die gaas, deur die verlies, deur onsekerheid. So wanneer ons dan môre 'n nuwe jaar binne gaan, doen ons dit met geen waarborge nie. Maar met die belofte, kyk, ek is by julle al die dae. Daardie belofte wat Jesus self vir ons gemaak het in Matteus 28. So ons weet nie wat 2026 gaan bring nie, maar ons weet daarom saam wie ons in 2026 ingaan. So mag die jaar wat ons dan binne gaan nie sonder vrees noodwendig wees nie, maar dat ons in hierdie jaar gaan met vertroue, met geloof in die teenwoordigheid van God. En mag ons self as gemeente en mense van God dan ook tekens word van sy teenwoordigheid. Hierso waar ons bly in die moed, daar waar jy werk, in Suid-Afrika, deur liefde en geregtigheid en hoop te bring.
Amen. Here ons God, aan die einde van hierdie jaar kom ons na U toe, nie met mooi woorde nie, maar met dankbare harte. Dankie dat U by ons was, nie net op die goeie dae nie, maar juis ook in die dae van onsekerheid en verlies en pyn. Dankie dat U ons nie verlaat het toe die wêreld onrustig was en toe die land swaar gekry het nie, toe ons eie kragte soms min was nie. Dankie vir elke teken van U nabyheid. Vir mense wat gehelp het, vir hoop wat nie uitgedoof is nie, vir liefde wat sterker gebly het as vrees. Vader, dankie vir die beskerming waar ons dit nie eers raak gesien het nie, vir die krag wat U gegee het toe ons op ons eie was. Dankie vir die genade wat elke oggend nuut was. Here, alles wat ons is en het, getuig daarvan dat U getrou is. Ons gee die eer vandag en vir altyd. Here, en nou lê 'n nuwe jaar voor ons, onbekend en oop en vol moontlikhede. Ons weet nie wat wag nie, maar ons kom na U toe met hierdie eenvoudige gebed. Wees asseblief by ons. Lei ons wanneer ons nie weet watter pad om te kies nie. En gee ons moed waar ons bang is, wysheid waar ons moet besluit en vrede waar ons harte onrustig is. Vader, seën ons land. Seën Suid-Afrika met genesing en geregtigheid en hoop. Seën ons gemeenskappe met omgee en verantwoordelikheid. Seën ons huise met U vrede. En maak ons draers van U lig in die nuwe jaar. Mense wat liefhet, mense wat vergewe en hoop bring in 'n wêreld wat so dringend dit nodig het. Vader, ons gee onsself en hierdie nuwe jaar in U hande. Gaan voor ons uit, stap langs ons en dra ons wanneer ons moeg word. In die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. So ek wil weer 'n paar oomblikke van stilte gee, dat jy kan dink, waar was die Here teenwoordig in jou lewe en in die wêreld gebeure van 2025. Kom ons raak vir 'n paar oomblikke stil. Die Here sal julle seën en beskerm. Hy sal julle genadig wees en julle gebede verhoor. Ons drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees sal met julle elkeen wees. Amen. 'n Baie geseënde nuwe jaar vir elkeen van julle en dan sien ons julle Sondag. Julle moet veilig wees tot dan.